Goeiemiddag, dit is 12 Desember 2025. Baie welkom by die Vrydagmiddag nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Ons val sommer reg met die deur in die huis. Desember se syfers sover 5 aanvalle, geen verliese nie. En dan natuurlik die laaste aanval was een van daai aanvalle gewees waar daar alweer diere geslag is. Verlede Vrydag was daar 2 sulke gevalle gewees. 'n Boer in Mpumalanga het iets soos 22 skaap wat hy verloor. Sommige van daai skaap was dragtig, asook van die skaap gesteel. En dan natuurlik by Vaalbank naby Middelburg is daar nou Dinsdag was daar 'n aanval gewees. Die huis is geplunder vir enige iets waardevol en toe die mense uiteindelik hulle self loskry, het hulle bevind dat daar 3 stuks vee geslag is. Die skade daaromtrent is iets soos R80,000. En hierdie is goeders wat al meer en meer gaan voorkom. Dit gaan nou in Desember gebeur. Ek wil nie duiwels advokaat speel nie, maar dit gaan meer en meer gebeur. Hulle het die vleis nodig en soos ek laasweek ook tereg gesê het, saam met die vleis kom die drank en nigter weet wat gaan dan in hulle koppe aangaan en dan gaan ons met katvoet loop. Ons het nog steeds geen nuus op Ruben nie. Hy is nog steeds vermis. Die 26 November is sy laaste lewend gesien toe hy sy broer afgelaai. Die volgende oggend het hy nie opgedaag om sy broer op te laai weer nie. En sy ma het intussen ook 'n onderhoud gehad met Netwerk 24. Sy is baie bekommerde vrou. Sy is self al in Limpopo provinsie om te help soek na haar seun, maar op die stadium is daar nog geen sig, nog geen enige woord, nog geen losprys nie. Ek weet nie wat is die vordering van die ondersoek nie, maar die man is nog steeds weg. En ek wil weer nie duiwels advokaat speel nie, maar die kanse dat ons hom lewend gaan vind is by die dag besig om skraler en skraler en skraler te word. Kom ons hoop dat hy nog steeds leef en dat hulle hom nog steeds gaan vind. Asseblief, al julle gebeure saam met die Marsberg gesin, hulle op die stadium baie nodig. Ek het vanoggend met David Maree gepraat daar in die Bosveld. Hy sê daar is nog nie so ver datums vir die borgaansoeke vir oom Atmane se moordenaars nie. En dit gaan dalk by 12 wees. Ons is nie seker nie, maar soos ek sê, daar is ook nog nie datums nie. Maar wat belangrik is dat ons moet weer begin om ons mense te ondersteun in die hof. Dat die hof ook die mense sien, dat ons nie meer stil sit vir hierdie tipe van gruweldade nie, maar dat ons bereid is om daar te gaan staan en ons steun aan die familie te wys en vir die regsproses te wys dat ons is besig om, soos lankal, gatvol vir hierdie tipe van goeders en genoeg is lankal genoeg. So ek weet nie hoeveel moorde gaan dit nog kos voordat ons finaal besluit, ons gaan dit nie meer vat nie, maar tot dan is daar 'n paar goeders wat ons kan na kyk en dit is veral na veiligheid. Ek het op ou materiaal het ek afgekom wat ek eenkant gesit het en ek wil spesifiek konsentreer vandag op harde ware, op tegniese goeders. Nou die eerste punt wat hierdie goeders gee is sorg dat jou selfoon altyd gelaai is en dat jy genoeg ligtyd het. Nou dit is iets wat in gedagte gehou moet word, maar ons moet ook so een trekkie vorentoe dink. Want een van die goeders wat gereeld gevat word tydens 'n plaasaanval is elektroniese ware en dit sluit selfone in. Dan natuurlik vuurwapens en kontant. As daar kontant op die plaas is, dan gaan hulle agter daai kontant aanwees, want hulle weet alreeds wat in jou huis aangaan. So die alternatief op die sorg dat jou selfone gelaai is en dat jy genoeg ligtyd het, is om daai tweede selfoon te hê. Wat jy seker maak, hy is volgelaai, daar's genoeg data of ligtyd op hom en jy steek daai ding weg waar hulle hom nie kan kry nie. Stoot hom sommer onder die yskas in. En los hom daarso. Maak elke nou en dan maak jy seker omdat hy nie gebruik word nie, gaan die battery daarom vir jou so 2-3 dae hou. So maak seker daai foon is gelaai en weer teruggebeur op sy plek. Ruk terug het ek gepraat oor die veiligheidsaspekte van die badkamer. Begin weer daarna te kyk. Ek sal daardie video maar weer bietjie sirkuleer, want dit gaan oor veiligheid. Dit gaan oor watse bastion jou badkamer kan wees.
gaan soek op die kanaal, en andersins sal ek hom weer sirkuleer, dat julle kan kyk. Dan natuurlik, 2-rigting radius, die een geval wat ons gehad het, was dat daar 2-rigting radius ook gesteel is, so miskien wil jy daai extra 2-rigting radio dalk op die noodkanaal hê, maar iewers elders waar hy nie gesoek gaan word nie, en dan verskieslik af, sodat as jou selfoon gevat word, dat jy 'n alternatief het om ook te vra. Dan natuurlik koppel 'n paar buiteligte aan 'n groot 12 volt trekker battery vir noodgeval sou die krag afgaan, want dit is een van die goeders wat hulle doen. Hulle hulle sit jou krag af buitekant as daar 'n kragboks is. Hulle sit hom uit buitekant, en dit is 'n manier ook hoe hulle jou uitlok. So om alternatiewe beligting te hê, ons het 'n paar weke terug het ons gepraat oor die solar of sonkrag kameras buitekant. Daar sonkrag ligte ook, as daar 'n beweging is, dan gaan daai ding aan, hy's handig, en dan weet daai ou klaar, hy word gesien. Sorg dat jou alarmbattery deur die nag kan hou in 'n noodgeval. Dink aan 'n UPS of 'n ander kragbron om bystand te verleng in hierdie geval. Koppel ook 'n baie harde sirene of 'n flitsende noodlig aan daardie battery. Wat jy ook kan doen is jy het 'n klein handalarm, iemand vir my gewys oor die naweek, klein handalarm en een van hierdie ek dink is 'n 9 volt battery wat die 2 pole so bo-op staan, wat jy daai alarm, jy sit die een draadjie op, jy los jy aan en los jy, en as jy nodig het om daardie alarm te maak, dan raak jy daai draadjie daarso en hy maak 'n lawaai. Dit is een van die goeders wat 'n inbreker die meeste pla, is as jou alarm werk en hy kom in, hy betree jou huis, dan gaan alarms af. Dit is iets wat hulle heeltemal buite weste los. En in baie gevalle laat hulle af tog. Dan natuurlik, soos ek gesê het, moet vir geen rede uit jou huis uitgelok word nie, 'n kraan wat loop, of die kragboks om die krag weer te gaan aansit, en jy kry vir jou alternatiewe ligting. Dieselfde reël geld as jy water oor, soos ek gesê het, is al water loop, los daai kraan. Boere word gewoonlik uit hulle huise gelok, en ons het nog gesien, en ek sê baie keer dat 'n plaasaanval, terugvoering, is waar jy die meeste veiligheidsinformasie kry, waar veiligheidsaspekte nie nagekom is nie. En mense word uit hulle huise uitgelok in die nag, maak die deur oop, die hondjie gaan piepie 3 uur in die oggend, hulle weet daai hondjie gaan piepie 3 uur in die oggend, en hulle weet jy maak die deur vir hom oop, dan slaan hulle toe. So, as jy aangeval word, moenie uitstap nie, kry eerder hulp van buitekant af in, sodat daar mense na jou toe kom om seker te maak, alles is reg by jou, en dat hulle op daai manier dan seker maak dat jy nie uit die huis het is en daar aangeval word nie. Ek is seker daar's baie van julle wat daardie video gesien het, wat uit die Noord-Kaap uitkom, van Vosburg omgewing af, waar daardie boer uit moedeloosheid uit gevra het, asseblief, help. Die video het ver en wyd gesirkuleer, en vanoggend het ons 'n bietjie goeie nuus gekry, maar die goeie nuus kom ook met 'n uitdaging. Pieter Hannibon, daar so tussen Middelburg en Hendrina, ek hoop ek kry die plek akkuraat, Pieter, ekskuus as ek nie het nie, maar hy het vanoggend 400 bale voer bepleit, en ons moet dit net op die plaas gaan haal en Noord-Kaap bevat. Nou, ek het net met Kobus gepraat, so vinnig daar in die Bosveld, Kobus de Lange by Witkruis Monument, my kollega daarso. Hy het gesê, daar is miskien 'n plan in werking. So, ek weet nie hoe laat, wanneer gaan ek vir julle kan laat weet dat die plan in werking is nie. Kom ons hoop die plan is in werking, maar dit is nog steeds, dit is 400 bale voer. So, ek gaan Kobus se nommer hier op die skerm sit, en dan kan julle met hom kontak, as julle net vir my WhatsApp kan stuur, so deur die loop van die naweek, net vir hom kan vra, is daar nog 'n nodigheid vir vervoer, of Chris van Viljoen se nommer is ook hier so op die skerm, en natuurlik, as jy wil bydra, daar's mense wat navraag gedoen het uit die Bosveld uit,
kan hulle bydra. Ons het die bankbesonderhede vir hulle gegee en julle kan kyk hier langs my is die bankbesonderhede vir Bring Hoop. Asseblief, kom ons help, kom ons kry daai voer in die Noord-Kaap. Dit is bitter nodig. Daar's 'n goeie uitslag gewees op die Morrison-moorde, lewenslang plus nog 35 wat op daardie 2 beskuldigdes opgelê is en ek het so vinnig met Johan gepraat daaroor. Nou, hy was nie self in Bloemfontein gewees nie, finansies druk, maar hy het elke dag met Werner gepraat en hy is saam met hulle deur daai proses, hy is saam met hulle deur die proses van die patologiese getuienis wat daar gelewer het en daar is nog baie goeders wat moet gebeur, of baie goeders wat gaan gebeur, hofsaake wat opkom, families wat ondersteuning moet kry en ek vra vandag weer eens, asseblief, kom ons help vir Johan, al is dit net R100, weet jy, 10 ouens gee R100 en dit maak R1000, 20 ouens gee R100 en dit maak R2000. Kom ons help hom, daar's 2 mense daar in die veld wat hard werk, Johan en Chris, en hulle doen dit vir ons eie mense. So asseblief, ek vra weer vir julle vandag, vir Haak Consulting, vir Johan Kloppers, help hom asseblief. Ek het geen reaksie gekry op werk vir 'n boerkind nie, niemand het met my gepraat nie, en ek het ook nie enigiets gehoor van Tersia af nie, ja, sy is ook maar besig, maar dit is 'n inisiatief om ons eie mense, jong mense veral, kans te gee, of geleentheid te gee, om op 'n plaas te gaan werk, en dan te help met die beveiliging en die beskerming van die plaas. Sekuriteit is baie belangrik, dit werk vir party plase. Iemand anders my gesê, daar was 'n paar jong manne by hom gewees, een van hulle het uitgeval en gesê, die plaaswerk is nie vir hom nie, maar daar is beslis iemand, wat daai ouetjie wat uitgeval het, sy plek sou wou gevat het. So kom ons kyk na ons eie mense, as jy net 'n plaas hand nodig het, of 'n plaasvoorman, of 'n dieselwerktuigkundige, of wat ook al, laat weet vir Tersia, dat ons kan begin soek na hierdie goeders, en ja, ons sal selfs sulke poste, sal ons selfs hier op die nuusflits adverteer, of dalk 'n ander video maak, om hierdie goeders te adverteer. Daar is Tersia se nommer op die skerm, 0622506590, geef vir haar 'n likeie, as sy nie onmiddellik antwoord nie, stuur vir haar 'n WhatsApp, en kom ons kyk, of ons eie mense kan begin kanse gee, waar dit nodig is. Ons eie mense dan ook aan die einde van die dag te beskerm. Dan natuurlik ons boekpromosie, Hartswater, die rou van onthou. Is nou beskikbaar by NS Skrywershuis online winkel, gaan besoek hulle gerus www.nsskrywershuis.co.za, dit kos jou R230 eksemplaar, dis in Afrikaans, en jy kan dit in sagte band of in Kindle kry, en dan natuurlik, dit gaan oor die reis van Heidi Taljaard, van die dag wat haar ouers vermoor is, tot en met die dag wat die vonnis geval is. Dus al haar notas wat sy oor tyd gemaak het, al haar notas wat sy gevat het in die hof, en wat nou in boekvorm beskikbaar is. Kry jou kopie, dis net R230. Ons was toe nou Dinsdag die 9de Desember by 'n baie nat Voortrekker monument, en ons het net daardie klein wat sê hulle window of opportunity gehad om vir Magriet, soos wat ek haar noem, af te vuur. Direkte afstammeling van Sarel Silje het op die kanon gestaan en die gelofte afgelê, en ek het 'n video daarvoor uitgestuur. Julle kan gerus gaan kyk, die kanon en die voorstelling van die kanon, die oorhandiging van die Bybel, en dan natuurlik die aflê van die gelofte, en daar die eerste skoot by die Voortrekker monument. Nou die volgende dag 12:00 was ek uitgenooi vir die skoot, maar ek kon dit ongelukkig nie maak nie, so hier sit nou. In die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Alle eer aan die God van Abraham, Isak en Jakob.
Aandag! Dis al van my kant af vir hierdie Vrydagmiddag. Ek hoop elkeen van julle het 'n lieflike naweek. Asseblief mense, dis die ander ding. Bid vir reën vir die Noord-Kaap. Ons het dit bitter nodig daarso. Weet julle wat, nee, dit kos een ou wat hardnekkig is om sy knie te buig te sê, Here, asseblief, stuur vir ons reën vir die Noord-Kaap. Daai mense trek swaar mense. Ons het nie 'n idee hoe swaar daai mense werklik trek nie. Dit is maklik om op die kantlyn te staan en te skree, skop die bal Jannie en doen dit Jannie en pyp kan om Jannie of gooi die bal diep in. Ons kan maklik op die kantlyn van 'n rugbywedstryd staan en sê maar ek sou dinge so gedoen. Maar ons is nie daar in daardie stryd nie. So kom ons neem deel op 'n geestelike manier ook. Nie net om 'n bydrae te lewer nie, maar ook op 'n geestelike manier deur te bid vir reën vir die Noord-Kaap. Daai mense het werklik waar nodig. Geniet julle naweek, geniet die res van die week. As julle reis oor die Desember tydperk, reis veilig asseblief. Bo alles, kyk boontoe, hou jou 6 dop, wees veilig. Die laaste dingetjie wat ek wil sê, en hierso is vir julle iets moois. Ek het net 'n klein stukkie van die video wat aan my aangestuur is en ek het gesê ek sal dit gebruik in die nuusflits. Dis 'n projekkie waarmee ek besig is al vir 'n rukkie lank. Ek het net voor die Witkruismonument se kruisplanting in November het ek vir iemand gevra om iets te skryf vir die Witkruismonument. Nou dit het gevorder in 'n tweede lied wat al klaar MP3 is en dan is daar nog 'n derde lied wat nou nog net die woorde is. Alles vir die Witkruismonument. Ek weet nie of daar kostes gaan wees om hierdie liedjies af te laai nie, maar dit is werklik waar, dit laat die mens dink en hierdie liedere vat aan mense hart. Hier sê. A farmer's hands, a mother's smile, children who won't see tomorrow's dawn, families torn by senseless trust. I read the years carved deep in steel and felt their pain become my own. 3,000 souls upon this hill, each one story left untold. How many prayers rise from this ground?